Die vorige episode van Hersien het geëindig waar ons die voorhangsel bestudeer het. Die voorhangsel was hierdie dik gordyn wat 'n skeiding geskep het tussen die heilige en die allerheiligste vertrek. Jy moet deur die voorhangsel beweeg voordat jy die einddoel van jou geloof kan bereik. Jy moet deur die voorhangsel beweeg voordat jy God kan betree. En hierdie voorhangsel word vir ons die sleutel om die allerheiligste vertrek te definieer, om die vertrek in te kleur en vir ons te verduidelik wat dit voorstel. Wat is hierdie vertrek wat ons probeer betree? Nou in die vorige episode het ons by hierdie belangrike punt uitgekom. God sê vir Moses in Eksodus 26 vers 31, daar moet gerubs in die voorhangsel ingeweef word. Die gerubs is die poortwagters van hierdie allerheiligste vertrek. Nou die eerste keer wat ons van hierdie gerubs gelees het, was natuurlik aan die einde van Genesis 3. In Genesis 3 het die gerubs ook gedien as poortwagters, om die toegang na die boom van die lewe toe te bewaak, nadat Adam en Eva hulle ewige woning, die tuin, verloor het. So die gerubs is hier die poortwagters van die tuin van Eden, maar ook die allerheiligste vertrek. So jy moet nou hierdie raak sien, hierdie is nie twee verskillende ruimtes nie, maar een ruimte. Die allerheiligste vertrek is die tuin van Eden. Nou hierdie maak vir ons 'n nuwe wêreld oop. Want ewe skielik is hier die allerheiligste vertrek waarheen ons op pad is, nie net 'n vertrek in die woestyn met een meubel in nie. Ewe skielik word hierdie vertrek 'n simbool van die tuin van Eden, die tuin wat die bruid van Christus verloor het. Nou hoor net gou hoe mooi is hierdie. As die allerheiligste vertrek 'n simbool is van die tuin van Eden, dan beteken dit dat die boom van die lewe in die allerheiligste vertrek staan. Alles wat gepaard gaan met hierdie boom ook. Genesis 3 sê mooi, wanneer jy van hierdie boom eet, sal jy lewe tot in ewigheid. Wanneer jy deur die voorhangsel beweeg, wanneer jy iets rondom hierdie vertrek betree, dan begin jy eet van hierdie boom van die lewe wat in die vertrek staan. Dan is dieselfde die waarheid van jou. Jy lewe dan in die ewigheid. Die dood het nie 'n vatplek in jou lewe nie. Nou die boom van die lewe staan in die middel van die tuin van Eden. Mens kan die boom van die lewe sien as die kern van die tuin. Interessant genoeg, wanneer Adam en Eva in die sonde verval, en God hulle uit hierdie tuin uitdrywe, sê hy vir hulle spesifiek in Genesis 3:24, hulle verloor die toegang na die boom van die lewe toe. En daarom stel hy hierdie gerubs as poortwagters om die toegang na die boom van die lewe toe te bewaak. Hierdie boom van die lewe, wat die hartklop van die tuin van Eden voorstel, staan nie net in die tuin nie, hy het 'n klomp ander wonings deur die skrif. En die geheimenis wat hier die boom vir ons oopbreek, is dat al die verskillende staanplekke van die boom van die lewe, al die wonings waar hy voorkom, is almal dieselfde geestelike ruimte. Nou die skrif gaan verder in Openbaring 2 vers 7, waar die skrif vir ons nog 'n staanplek van die boom van die lewe gee. Hierdie boom van die lewe staan ook in die paradys van God. Die skrif sê mooi, hy wat oorwin, sal ek gee om van hierdie boom van die lewe te eet, wat in die paradys van God is. So die paradys is ook die staanplek van die boom van die lewe. Nou Jesus praat oor hierdie paradys in Lukas 23 vers 47, in die verhaal waar hy gekruisig word. Soos wat Jesus teen hierdie kruishout vasgepen is, praat hy met een van die moordenaars langs aan hom, wat nou net tot bekering gekom het. En Jesus gee vir ons hierdie sleutel. Hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys van God wees. Hierdie paradys is nie 'n plek wat jy bereik, of waarheen jy gaan wanneer jy fisies doodgaan nie. Hy sê dit is 'n ruimte wat jy vandag betree.
Nou kom ons beweeg gou 'n bietjie aan. Hierdie boom van die lewe staan ook natuurlik in die nuwe Jerusalem, waarvan ons mooi lees in Openbaring 21 en 22. Die skrif sê vir ons mooi in Openbaring 22 vers 2, aan weerskante van die rivier het die boom van die lewe gestaan. En hy het 12 maal 'n jaar vrug gedra, en die vrugte van hierdie boom was tot genesing van die nasies. Hierdie nuwe Jerusalem, hierdie stad wat ons belofte is dieselfde geestelike ruimte as die tuin van Eden of die allerheiligste vertrek. Maar die skrif gaan nog selfs verder in Hebreërs 11 vers 16, waar hy sê hierdie nuwe Jerusalem, hierdie stad is die hemele waarna ons verlang. Jy sien geliefdes, ons moet iets rondom die hemele herbedink, herdefinieer. Al 5 hierdie verskillende wonings is dieselfde geestelike ruimte. Hulle is almal 'n staanplek van die boom van die lewe. Die tuin van Eden, die nuwe Jerusalem, die hemel en die paradys is almal 'n simbool van die allerheiligste vertrek. En soos wat Jesus mooi sê, hierdie vertrek, hierdie ruimte, moet jy vandag kan betree. Welkom by Hersien, die Bybelstudiegroep waar ons die Bybel lees, ontleed en 'n totale nuwe verstaan begin kry. Nou die tweede ooreenkoms tussen al hierdie verskillende wonings is dat hulle almal ewige wonings is. So kom ons begin met die tuin van Eden. Genesis 2 vers 8 sê mooi, dat die tuin geplant is in die ooste. Dis ons sleutel. Die tuin is geplant in die ooste. Hierdie woord ooste dui nie op 'n geografiese area van 'n kaart nie. Hierdie woord ooste is die Hebreëse woord kedma, dieselfde woord vir die woord ewigheid of voortyd. Die tuin van Eden is 'n ewige woning. Hy vind sy bestaan in hierdie ewige ruimte. Die skrif gaan verder en sê dieselfde van die hemele of die nuwe Jerusalem. Paulus praat in 2 Korintiërs 5 vers 1 en sê mooi, as ons aardse tentwoning afgebreek word, het ons nog 'n huis van God, wat nie met mense hande gemaak is nie, ewig in die hemele. Nou Paulus praat bietjie vroeër in 2 Korintiërs 4 vers 18 en verduidelik vir ons die verskil tussen iets wat tydelik is en iets wat ewig is. Hy verduidelik vir ons hier wat die implikasies daarvan is dat al hierdie wonings ewige wonings is. Paulus sê mooi, alles wat sigbaar is tydelik. Alles wat tasbaar is verganklik. Enige iets waaraan jy kan raak, enige iets wat jy kan sien, is gebonde aan tyd. Alles wat fisies is, vind sy bestaan binne in ons idee van tyd as 'n lineêre tydlyn met 'n spesifieke begin en 'n spesifieke einde. Alles wat ons al ooit gesien het, alles waaraan ons al ooit geraak het, is iets wat sal vergaan. Maar hy gaan verder en sê, alles wat onsigbaar is ewig. Alles wat nie gesien kan word nie, waaraan daar nie geraak kan word nie, alles wat nie tasbaar is nie, is dinge wat vir ewig sal bestaan. Hy kan nie verdwyn nie. Hy vind nie sy bestaan in ons idee van tyd nie. Alles wat onsigbaar is, staan buite tyd en is ewig. Daarom sê die skrif mooi van God self, in 1 Timoteus 1 vers 17, that God is an invisible God. He is immortal, he is eternal. God is onsigbaar, hy is onsterflik en hy is ewig. Dis 3 terme wat by mekaar staan. Dieselfde is die waarheid van jou belofte, jou hemel of jou allerheiligste vertrek. Nou Jesus maak hierdie kompleksiteit vir ons baie eenvoudig in een skrif.
in Johannes 17 vers 3. Jesus praat van die ewige lewe. In ons terme is dit nou die hemel, maar ook die nuwe Jerusalem of die allerheiligste vertrek. Jesus sê, die ewige lewe is om hom te ken en Jesus Christus. Hierdie woord ken is die Griekse woord genosko, wat daarop dui om gemeenskap of intimiteit te hê met die Vader. Hierdie allerheiligste vertrek of die hemel is nie 'n fisiese plek waarheen jy gaan of wat jy eendag fisies sal betree nie. Hierdie is 'n geestelike ruimte in hom, 'n plek van intimiteit. Wanneer daar vandag gemeenskap is tussen my en die lewende God, ware gemeenskap, dan betree ek iets rondom hierdie vertrek, dan betree ek iets rondom my erfenis. Vandag. Hierdie was 'n werklikheid vir Jesus gewees. Hy kon hierin staan. Jesus praat mooi in Johannes 3 vers 13 en gee vir ons hierdie sleutel. Jesus sê, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat neergedaal het, naamlik die Seun van die mens, wat in die hemel is. Nou hier is so 'n diep geheimenis vir ons oor hierdie skrif. So kom ek breek dit vir ons bietjie oop. Jesus staan in die vlees voor Nikodemus en hy praat met Nikodemus. En hy sê niemand het in die hemel opgevaar nie, behalwe hy, die Seun van die mens, wat tans in die hemel is. Jesus sê hy het die hemele bereik, hy het die hemele betree, terwyl hy nog op die aarde was. Jesus het iets rondom sy allerheiligste vertrek betree. Jou belofte wat God vir jou berei, jou hemel, jou allerheiligste vertrek, jou tuin van Eden is nie iets wat jy eendag ontvang nie. Dis iets waarin jy vandag staan. Dis 'n plek van ware gemeenskap en intimiteit met die Vader. Dis 'n plek van ware gehoorsaamheid. Nou dit is belangrik om te verstaan dat die allerheiligste vertrek nie net betree kan word nie. Dit is slegs die hoëpriesters wat een keer 'n jaar hierdie vertrek kan bereik. So kom ons kyk bietjie hoe dit gewerk het in daardie tyd. Al 12 verskillende stamme het gekamp om die tabernakel. Maar slegs die stam van Levi kon priesters wees en hierdie priesters kon hulle diens verrig in die eerste en tweede vertrek in die voorhof en heilige. Nou uit hierdie stam van Levi uit was daar nog 'n meer gesogte groepering mense, die geslagslyn van Aaron. Dit is slegs die geslagslyn van Aaron wat hoëpriesters kon word. Nou die priesters kon elke dag die eerste en tweede vertrek betree het om hulle diens te verrig, maar die allerheiligste vertrek kon slegs een keer 'n jaar bereik word deur die hoëpriesters alleen op die groot versoendag, Yom Kippur. Onder geen ander omstandighede mag jy hierdie vertrek net betree nie. Hierdie allerheiligste vertrek is so vol heerlikheid en lig en heiligheid dat dit gevaarlik word vir enige iemand wat onrein is. Jy sterf nog voordat jy by die vertrek uitgekom het. Nou hierdie het interessant genoeg plaasgevind in Levitikus 10, waar Aaron se 2 seuns wat geroep is om hoëpriesters te wees, waar hulle 'n offer bring wat God nie aansien nie. En nog voordat hulle die heiligdom kon betree met hierdie vreemde vuur, het daar 'n vuur uit die aangesig van God gekom en hierdie 2 seuns verteer en hulle het net daar gesterwe. So sien hierdie mooi simboliek raak vandag. Die hoëpriester moet vir 'n jaar lank amper elke dag sy diens by al die verskillende meubels verrig in die tabernakel, sodat hy rein verklaar kan word. Sodat wanneer hy die allerheiligste vertrek betree, hy nie onrein is en in die teenwoordigheid van God sterf nie. In hierdie allerheiligste vertrek is daar geen vleeslikheid of onreinheid wat stand kan hou nie. Nou kom ons beweeg bietjie aan. In die allerheiligste vertrek is daar slegs een meubel, die ark van die verbond. Die ark is die belangrikste meubel van die tabernakel. Mens kan amper sê, die tabernakel vind sy bestaan omdat die ark daar is. Sonder die ark het die tabernakel geen nut nie. Al die verskillende meubels en gordyne en pilare in die tabernakel kan amper gesien word as trappies wat jou bring tot by hierdie punt waar jy gekonfronteer word met die ark van die verbond.
Hierdie ark van die verbond het die teenwoordigheid van God voorgestel. Die volheid van wie God was, het gewoon en gerus bo die versoendeksel tussen die twee gerubs. So kom ons kyk bietjie hoe hierdie ark gelyk het. Die ark het bestaan uit akasiahout uit, wat oorgetrek was met suiwer goud. Interessant genoeg, akasia is 'n tipe doringboom, 'n doringbos in jou lewe. Oh man, dis 'n doring in jou vlees. Hierdie meubel, die ark van die verbond, moet in jou gestalte vind, maar dis nie net iets wat plaasvind nie, dis nie net iets wat in jou skoot val nie, dis 'n proses van dorings waardeur jy gaan, 'n proses waar die dorings jou aan jou vleeslikheid kom steek. Dis baie keer 'n proses van 'n vuur waarin jy staan, sodat jy kan vernuwe. Nou ons het al baie gepraat oor die doring. 'n Doring in die skrif is 'n simbool van jou teenstander. Die skrif noem dit vir ons die mooiste in 2 Korintiërs 12, waar Paulus praat en sê, hierdie doring in sy sy is die engel van Satan wat hom met die vuis kom slaan. 'n Doringbos is dus die versameling van alle teenstand in jou lewe. Nou dit is eintlik net so 'n peculiar waarheid wat ons hier kry. Die volheid van God, die ark van die verbond, is 'n doringbos waarmee jy gekonfronteer word. Maar hierdie doringbos lyk anderster. Die dorings is geformeer tot 'n ark en is oordek met suiwer goud. Selfs in die allerheiligste vertrek gee God vir jou steeds dorings in jou sy en dorings in jou vlees. Paulus verduidelik vir ons en sê, God gee vir jou hierdie dorings om jou nederig te hou, om jou gebo te hou. Nou die sleutel wat ons kry oor hierdie simboliek van die ark, is die goud wat die akasia hout oordek. Ons lees baie mooi van goud in Maleagi 3 vers 2. Hy sê mooi, wie kan die dag van sy koms verdra? Wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. En hy sal die seuns van Levi reinig en louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Nou goud word vir ons in die skrif hier die simbool van die proses waar God jou as 'n seun van Levi reinig en suiwer en louter deur die vuur heen. Nou dit is hierdie goud wat die akasia hout oordek het. Geliefdes, wanneer jy die allerheiligste vertrek betree, beteken dit dat God jou deur 'n proses gevat het jou lewe lank, waar hy jou gereinig het, gesuiwer het en gelouter het, deur die dorings heen, en dit het iets in jou verander. Wanneer jy hierdie vertrek betree, het jy iets rondom jou dorings oorwin. Die belangrikste deel van die ark van die verbond was die versoendeksel, wat bo op die akasia hout geplaas was. Hierdie versoendeksel het bestaan uit suiwer goud uit. Bo op die versoendeksel was daar 2 gerubs. Hulle aangesigte was gerig na die versoendeksel toe en hulle vlerke het hierdie versoendeksel bedek. Die gerubs was gemaak uit dieselfde stuk goud uit as die versoendeksel. Die gerubs in die versoendeksel was 1 stuk suiwer goud. Eksodus 25:22 lees dan verder. En God sê, dit is hier, tussen die 2 gerubs, bo op die versoendeksel, waar ek met julle sal saamkom. Die volheid van God woon hier tussen die 2 gerubs, en dit is uit hierdie posisie uit, wat God met die volk van Israel spreek. Die hooffunksie van die ark van die verbond in die tabernakel, was dat dit die meubel was wat versoening bewerk het. Op die groot versoendag op Yom Kippur, waarvan ons mooi lees in Levitikus 16. Nou in Levitikus lees ons mooi van hierdie offergawe wat die hoëpriester moet voorberei vir die groot versoendag. Maar die hoëpriester moet bloed neem van 'n ram of 'n lam sonder gebrek en hy moet deur die voorhangsel beweeg en voor die ark van die verbond gaan staan. Die hoëpriester neem dan bloed uit hierdie bakkie uit en besprinkel dit bo op die versoendeksel.
Nou geliefdes, hierdie ritueel gaan dan nog selfs verder. In die boek van Levitikus sal ons hierdie groot versoendag in diepte bestudeer. Maar hierdie oomblik waar die hoëpriester 'n offergawe bring voor God en die bloed op die versoendeksel besprinkel, hierdie oomblik bewerk versoening, nie net vir hom nie, maar vir die hele volk van Israel, almal wat om die tabernakel kamp. Nou ons gaan in toekomstige episodes van Hersien nog baie die versoeningskrag van die ark bestudeer. Maar vereers kom ons beweeg bietjie aan. Die eerste sleutel wat ons kry oor die ark is die gerubs wat aan weerskante van hierdie versoendeksel staan met hulle vlerke uitgesprei om die versoendeksel te beskud. Hulle aangesigte is ook gerig na die versoendeksel toe. 'n Gerub, het ons in die vorige episode mooi bespreek, is nie 'n simbool van 'n engel nie, maar die simbool van die bruid van Christus. So vir die eerste keer in die allerheiligste vertrek kom die bruid van Christus te voorskyn. Sy staan hier in haar volheid. Die skrif gaan verder in Eksodus 25 en sê dat hierdie gerubs met die versoendeksel gevorm was deur dryfwerk. Dryfwerk of beaten work dui op die proses waar goud met 'n hamer geslaan is, geformeer is tot 'n posisie. Daar was 'n rowwe stuk goud geneem in daardie tyd en iemand wat kunsvaardig was, sê Eksodus 31 mooi, het hierdie rowwe stuk goud gedurig deur met 'n hamer geslaan, gevorm, totdat hierdie rowwe stuk goud 'n gerub en 'n versoendeksel gevorm het. Nou hierdie hamer wat jou formeer tot 'n spesifieke maaksel, kom op 'n paar plekke in die skrif voor, wat dit vir ons beter definieer. Die eerste ene is natuurlik Rigters 4 vers 21, waar die hamer gebruik word om die spyker deur die tempel van die verstand te kom slaan. Hierdie hamer kom verander die manier hoe jy dink en kom verlos jou van 'n ou denkkonstruk wat jou gevange hou. Maar die sleutel vir ons rondom hierdie hamer lees ons mooi van in Jeremia 23 vers 29. Die skrif sê mooi, is my woord nie soos 'n vuur spreek die Here en soos 'n hamer wat die rots vermorsel nie. Jy sien geliefdes, hierdie woord wat God tot jou spreek, is soos 'n vuur wat jou verteer, 'n vuur wat jou louter en reinig. Hierdie woord van God wat in jou gestalte moet vind, is soos 'n hamer wat die rots vermorsel. God het jou lewe lank deur 'n proses van beaten work, dryfwerk geneem, waar hy jou vanuit 'n rowwe stuk goud gevorm het, tot 'n gerub, tot 'n maaksel. Hy het jou lewe lank verbrysel, geliefdes, sodat hy iets in jou kan vorm wat hy aansien. Dis nie een of ander gees wat jou kom aanval het, of een of ander ding wat teen jou staan nie. Nee, dit is die woord van God, wat jou kom slaan het soos 'n hamer, wat jou kom vorm het, totdat jy in posisie gekom het. Hierdie ark van die verbond is die plek waar ons bereid moet wees dat God ons bewerk, waar hy ons reinig en suiwer en louter van alles wat ons onrein maak, waar ons bereid moet wees dat hy ons deur 'n proses neem waar hy ons afbreek sodat hy ons kan oprig. Nou binne in die ark van die verbond was daar 3 verskillende goed. Daar was 'n bakkie met manna, waarvan die manna nooit verouder het nie. Saam met die manna was die staf van Aaron met 3 verskillende fases van bloeisels en saam met dit was die 10 gebooie. Nou al 3 hierdie, die manna, die staf en die 10 gebooie speel 'n fundamentele rol in jou hoë roeping in Christus. Dis 3 aspekte wat in jou gestalte moet vind. Maar saam met dit is dit 3 beloftes wat God vir jou hier in hierdie vertrek kom gee. So kom ons begin met die eerste ene, die bakkie met manna. Manna is vir ons altyd in die skrif 'n simbool van voorsiening. Hierdie bakkie met manna vind sy bestaan in die ark, omdat dit 'n belofte is wat weggelê is vir my en jou, wanneer ons hierdie vertrek betree.
wanneer ons in ons hoë roeping in Christus staan, dan voorsien God vir al ons behoeftes. Die skrif gaan verder in Openbaring 2 en sê mooi, dit is slegs hy wat in oorwinning staan, wat ek sal gee om van hierdie verborge manna te eet. Die manna is nie net iets wat jy kry nie, geliefdes, dis slegs hy wat oorwin in sy lewe, wat oorwin in sy geloofspad. Dis hy wat die manna kry. Dit is hier in die allerheiligste vertrek wat God in die behoeftes van jou hart voorsien. Maar dit is ook die plek waar jy jou voorsiening in sy hand moet plaas, waar jy moet oorgee, waar jy moet buig. Oh man, dit is die plek waar jy iets rondom die vrees in jou lewe moet oorwin, die vrees van voorsiening. Jy moet hier geloof kweek dat God sal voorsien. Dit is hier waar jy geloof moet hê dat dit wat God vir jou gegee het, voorsien het, die bakkie met manna in jou hand, dat hierdie dagmaat manna vir jou genoeg is. Nou die skrif praat spesifiek van hierdie in Filippense 4 vers 11. Ou man, hierdie is 'n woord vir jou. Paulus skryf en sê, hy het geleer om vergenoeg te wees met alle omstandighede waarin hy staan. Ou man, hier die allerheiligste vertrek is die plek waar jy vergenoeg moet wees, content moet wees oor alles wat in jou hand is, die bakkie met manna wat God klaar voorsien het. Jy moet in jou huidige omstandighede tevrede wees en vreugde daarin ervaar. Nou saam met die manna is jou 10 gebooie in die ark, jou verbond is in die ark. Dit is hier die plek in die allerheiligste vertrek waar God 'n verbond met jou sluit, 'n liefdesverbond met jou aangaan. Interessant genoeg kan hier die allerheiligste vertrek baie mooi vergelyk en gelykgestel word aan die bopunt van die berg Sinai. Nou Moses moes ook hierdie berg Sinai uitklim en hy moes die piek van die berg bereik want God woon daarbo. Hy woon nie hier onder waar die oppervlakte gelyk is nie. God woon nie teen die voet van die berg nie. God woon daarbo, 'n plek wat moeilik bereikbaar is. En Moses moes deur 'n proses gaan waar hy hierdie groot doringbos in sy lewe uitklim om 'n ontmoeting te hê met God. En toe hy die boonste punt van hierdie berg bereik het, het God 'n verbond met hom gesluit. Dieselfde is die waarheid van die tabernakel. Die hoëpriester moet deur die tabernakel beweeg en hierdie meubels moet iets in hom kom verander, kom reinig. En wanneer hy die derde vertrek betree, die piek van die berg betree, is daar 'n verbondssluiting tussen hom en die lewende God. Hierdie 10 gebooie dui nie op die 10 wette wat jy noukeurig moet nakom nie. Dit dui op die 10 woorde van God wat hy tot jou spreek elke dag van jou lewe. It is the 10 commandments, it is the 10 utterances. Dis die stem van God wat jy hier in hierdie vertrek onverdind kan hoor. Die woorde van God wat iets in jou hart kom besny, kom verander. Dit is hier in hierdie vertrek waar jy soos Adam en Eva in die tuin van Eden, ou man, sy stem in die aandwind kan hoor. Hierdie 10 woorde van God wat in jou ark lê, word vir ons in die skrif hierdie simbool van die plek van intimiteit. Hierdie vertrek is 'n plek van gemeenskap tussen jou en die lewende God. Nou kom ons beweeg bietjie aan. Binne in die ark het ons die manna, die 10 woorde van God, en die derde ding is die staf van Aaron. Die staf van Aaron is in die skrif vir ons 'n simbool van jou unieke roeping in Christus, maar ook die geestelike autoriteit wat in jou herstel moet word. Dit is in hierdie vertrek waar God iets in jou kom openbaar oor dit wie jy was en dit wie jy moet wees, waar jy weer verligte oë van die verstand kan kry, sodat jy die hoop van jou roeping kan begryp. Maar daar is 'n verdere geheimnis vir ons oor hierdie staf van Aaron, waarvan ons mooi lees in Eksodus 4. Hierdie is die een ding, geliefdes, wat in ons gestalte moet vind.
Die belangrikste ding sou ek sê, van die ark van die verbond, maar ook die allerheiligste vertrek. Kom ek herinner jou vandag aan dit wat plaasgevind het in Eksodus 4. Moses kry die opdrag by God om na Farao toe te gaan en vir Farao te sê dat hierdie Israeliete uit Egipte uit moet trek, hulle moet losgekoop word. Maar Moses besef dat Farao nie na hom sal luister nie. So God gee vir Moses 'n paar wondertekens wat sal dien as 'n bewys dat die lewende God gespreek het. En een van hierdie wondertekens, hierdie wonderwerke, is dat Moses Aaron se staf moet neem en op die grond neergooi, sodat die staf 'n slang word in die teenwoordigheid van Farao. En soos wat hierdie staf getransformeer het tot 'n slang, moes Moses die slang aan die stert gryp, sodat die slang weer 'n staf in sy hand word. Moses moes hier in hierdie oomblik iets rondom sy slang oorwin, sy grootste teenstander, sy oerwond. En toe Moses dit kon doen, het sy slang 'n staf geword, sy roeping in sy hand geword. Sy slang het sy geestelike autoriteit herstel. Wanneer jy hierdie allerheiligste vertrek betree vandag, beteken dit dat jy iets van jou grootste teenstander oorwin het. Jy het iets rondom jou oerwond oorklee. Jy het op 'n plek gekom waar Moses was in Eksodus 4, waar jy jou slang, wat jou lewe lank gepik het, en jou aan jou hakskene gebyt het, jy kon hierdie slang optel teen die stert, en dit het weer 'n staf in jou hand geword. Dit het jou geestelike autoriteit geword. Dankie vir julle tyd vandag. Ek sien julle almal in die volgende episode. Liefde.